Magali skool, leerpapier, kwartaal 4, stoffering, jaar 4. 1. Stoffering. Meubelstoffering is die proses om meubels, veral sitplekke van vulsel, vere, webbing en materiaal of leerbedekkings te voorsien. Hierdie onderwerp sluit 4 elemente in wat algemeen is in die meeste gestoffeerde items: die raamwerk, die ondersteuningsstelsel, die vulling en die omslag. Stoffering wys oor die algemeen na die bedekking wat op meubels toegepas word, wat dikwels die vulling insluit wat nodig is vir die stoffering om goed te pas. Die hele proses van die stoffering van meubels bied die finale afronding wat nodig is om dit uit te laat staan. Die raam mag eenvoudig en slegs struktureel wees, maar die dekoratiewe element is die stoffering wat daarop toegepas word wat kleur, definisie en karakter aan 'n huis se dekor toevoeg. Die vulling is veral belangrik, aangesien dit 'n gemaklike gevoel aan die meubels bied. 2. Veiligheid, beroepsgesondheid en veiligheidswet. Die beroepsgesondheids- en veiligheidswet, die OAS-wet, is verantwoordelik vir die regulering en verseker dat gesondheid en versekeringsstandaarde nagekom word deur werkgewers en werknemers, sowel as deur enige persoon insluitend die algemene publiek wat deur risiko's, gevare en gevaar wat uit die werksplek voorkom geraak kan word. Dit plaas selfs verantwoordelikheid op 'n verkoper van masjinerie om die masjinerie te verkoop nie, tensy dit aan wetgewing voldoen. Dit voorsien ook in die oprigting van 'n nasionale adviesraad vir beroepsgesondheid en veiligheid. 2.2 Kleurkodering en tekens. Kleurkodering is 'n visuele herinneringsstelsel om werknemers te waarsku, in te lig en te lei. Die eerste kolom is 'n sirkel met 'n diagonale lyn, beteken verbode. Die kleur is rooi en 'n voorbeeld is rookverbode. 'n Sirkel is 'n verpligte aksie as dit blou is, byvoorbeeld dra oogbeskerm. 'n Driehoek is 'n waarskuwing indien dit geel is, byvoorbeeld gevaar vlambaar. 'n Reghoek is inligting as dit groen is, byvoorbeeld 'n uitgang, en 'n reghoek wat rooi is brandveiligheid, byvoorbeeld brandblusser. 2.3 Veiligheid aan die werksplek. Daar is sekere werksveiligheidsriglyne wat deur alle werknemers gevolg kan word om 'n veiliger werksomgewing te skep. 1. Rapporteer altyd onveilige toestande. Sodra 'n gevaar of risiko geïdentifiseer is, volg die korrekte prosedure om almal in te lig om risiko's vinnig en effektief te verminder. 2. Hou 'n skoon werkstasie. Werknemers moet enige onnodige items naby of op hul werkstasie vermy. Hulle moet ook altyd onthou om hul werkstasie skoon te maak van enige gemors. Dra beskermende toerusting. Dit is belangrik om werkers te herinner om altyd die nodige persoonlike beskermende toerusting (PPE) te dra. Neem pauses. Werknemers wat moeg en oorwerk is 'n las op die werksplek. Moenie stappe oorslaan nie. Herinner spanlede dat prosedures en werkvloei noukeurig ingestel is om enige kans op risiko te vermy. Om dit te volg is die veiligste opsie. Bly op hoogte van nuwe prosedures of protokolle, want dan kan nuwe prosedures, protokolle of toerusting enige tyd ingestel word. Handhof persoonlike postuur. Werknemers moet behoorlike postuur in gedagte hou, want dit kan hulle help om pyne, skete en potensiële langtermynskade aan hul nek, rug of skouers te vermy. Bied leiding aan die werknemers. Ervare spanlede moet altyd leiding aan werknemers bied. Daar is sekere werksveiligheidsriglyne wat gevolg kan word deur alle werknemers om 'n veiliger werksomgewing te skep. 2.4 Werkswinkelveiligheidsreëls. Moet nooit alleen werk nie, gebruik al die maatstelsel. Moet nooit masjinerie gebruik sonder die goedkeuring van die toesighouer en voltooiing van opleiding nie. Moet nooit beskadigde of wanfunksionele toerusting gebruik nie. Moet nooit 'n masjienoperateur se aandag aflei terwyl hulle werk nie. Moet nooit los klere in die werkswinkel dra nie. Moet nooit selfone gebruik terwyl jy in die werkswinkel is nie. Moet nooit werk as jy moeg is nie. Neem gereelde ruskanse om waaksaam te bly. Moet nooit saamgeperste lig gebruik om vel of klere skoon te maak nie. Moet nooit kos of drank in die werkswinkel bring nie. Belangrikheid van 'n skoon werksarea. 1. Dit gee 'n goeie indruk aan kliënte. 2. Dit verhoog die produktiwiteit van jou werknemers.
Maak jou werknemers gelukkig, beskerm jou werknemers se gesondheid, verminder gevare en hou jou kantoor glad en doeltreffend aan die gang. Wie is verantwoordelik vir goeie huishouding? Goeie huishouding is almal se verantwoordelikheid. Dit maak nie saak watter posisie jy beklee of watter tipe taak jy verrig nie. Om jou werkarea netjies en vry van rommel te hou, behoort elke werknemer se verpligting te wees. 2.7 Huishouding se verbeteringe van standaarde oor 'n tydperk. So wat dit beteken as jy goeie standaarde in plek sit, watse verbeteringe kan jy sien as jy dit oor 'n tydperk doen? 'n Maand, 6 maande, 'n jaar. So 1, verminder hantering om die vloei van materiale te vergemaklik, verminder eiendomsskade deur preventitiewe instandhouding te verbeter, minder struikel en gly in rommelvrye en morsvrye werksareas, laer werknemer blootstelling aan gevare, byvoorbeeld stof, verbeter produktiwiteit, gereedskap word makliker gevind, 'n beter higiëniese toestande lei tot verbeterde gesondheid, meer doeltreffende toerusting, opruiming en standhouding, beter beheer oor gereedskap en materiale, minder skoonmaakwerk, verminder brandgevare en verbeter algehele moraal. 2.8 Nooduitgange. 'n noodroete is 'n uitgangsroete of 'n nooduitgang is 'n uitgangsroete. Dit is 'n deurlopende en onbelemmerde pad van uitgang vanaf enige punt binne 'n werkplek na 'n veilige plek. So daar moet nie obstruksies wees wat in jou pad is wanneer jy 'n nooduitgang gebruik nie. Noodhulptas 2.9. Eerste kry 'n wye verband, smal verband, mond-tot-mond masker, latex handskoene, alkohollappies, antiseptiese lappies, steekverligting, noodkombers, driehoekige verband, klein gaaslappies, groter gaaslappies. Jy kry reguit pleisters, gekurfde pleisters, rubberpleisters, kleefband, haartangetjie, skerf, fluitjie en hakspelde. Basiese noodhulp. Noodhulp is die hulp wat aan iemand gegee word wat beseer of siek is om hulle veilig te hou en geen verdere skade te veroorsaak nie. Die rol van 'n noodhulpwerker is om iemand hierdie hulp te gee. So stappe om as 'n noodhulpwerker te volg. So assesseer die situasie vinnig en kalm. So daar's 3 goed wat jy moet doen of na kyk. Die eerste een is veiligheid. Kyk of jy of die slagoffer vir enige gevaar verkeer. Dan die toneel van die oorsaak uit en hoeveel slagoffers daar is. En dan 'n situasie vind uit wat het gebeur. 2. Beskerm jouself en hulle teen enige gevaar. Beskerm jouself altyd eers. Moenie jouself ooit in gevaar stel nie. Verskuif vir hulle slegs as daar meer skade sou wees as jy hulle verlaat. En as jy nie 'n area veilig kan maak nie, dan skakel jy nooddienste. 3. Voorkom infeksie tussen jou en hulle. Was jou hande met seep en water. Dra weggooibare latexvrye handskoene. Moenie oor 'n wond of slagoffer inasem, hoes of nies nie. Troos en stel gerus. Bly kalm en neem beheer van die situasie. Stel jouself aan hulle voor om hulle vertroue te wen en dan verduidelik jy enigiets wat jy gaan doen voordat jy dit doen. 5. Assesseer die slagoffer en gee noodhulpbehandeling en dan 6. Reël hulp indien nodig. Ons kyk dan na die noodhulptabel. Die eerste een is wat om te doen en dan hoekom dit doen of hoe om dit te doen en dan 'n illustrasie daarvan. So was altyd jou hande, dit help om infeksie te vermy. Gebruik plastiek handskoene om jouself teen infeksie te beskerm. Spoel die wond met skoon lopende water. Dit help om die risiko van infeksie te verminder of gebruik 'n ontsmettingslappie. Verwyder enige vuilheid met 'n haartangetjie wat met 'n ontsmettingsmiddel skoongemaak word. Gaan na die dokter as jy nie al die vuilheid kan verwyder nie. Stop bloeding. Nou klein snye of skrapies stop gewoonlik op hulle eie. Andersins druk liggies met 'n verband of skoon lap toe. As die bloeding nie ophou nie, verhef die wond bo die hart. Smeer antibiotika of petroleum jelly aan. Nou smeer 'n dun laagie salf of vaseline aan om die oppervlakke klam te hou en om littekens te voorkom. Littekens is die merke wat agterbly as jy
snytjie of wondklog gesond is. Bedek die wond met 'n verband of blysitter, dit help ook om die wond skoon te hou. Verander die verband gereeld, ten minste 1 keer per dag, om die wond skoon te hou en infeksie te voorkom. Kry 'n tenatus inspuiting as die wond diep of vuil is. Kyk vir tekens van infeksie. Dan gaan jy na 'n dokter toe indien daar enige tekens rondom die wond is wat pyn en swelling het. 2.11 Persoonlike beskermende toerusting, PPE. Eerstens is die teken en dan hoekom moet jy dit dra en waar in die sentrum sal jy daarvan gebruik maak. So die eerste een is 'n masker om jou longe te beskerm teen klein stofdeeltjies wanneer jy skuur of naaldwerk doen. So die stofmasker in die sentrum van die stofferingswerkswinkel wanneer jy boor en skuur. Oorpleisies om jou ore te beskerm teen harde geluide soos die kompressor. So wanneer jy die kompressor gebruik, dan sal jy oorpleisies dra. Om jou oë te beskerm teen vleiende pyn soos krammetjies of houtsponders wanneer jy hout sny. So veiligheidsbrille in die werkswinkel gebruik jy dit wanneer jy die pneumatiese kramgeweer, die staanboor, enige saag of sny van hout, enige van daardie toerusting gebruik. Om jou voete te beskerm teen swaar voorwerpe en vleiende pyn, dra jy veiligheidsskoene. So in stoffering is dit wanneer jy swaar meubels moet skuif of groot stukke hout. Om jou hand te beskerm wanneer jy chemikalie of verf gebruik, dra jy handskoene. So die gebruik van chemikalie om raamwerke skoon te maak of hout te vernis of soos die belde wat jy gekleur het. En laaste, om jou klere teen chemikalie en ander vlekke te beskerm, dra jy 'n oorpak. So wanneer jy in die sentrum verf of skuur die raamwerk wat jy gaan oortrek, dan dra jy 'n oorpak. Onderhoud van masjiene. Onderhoud moet gedoen word op elke masjien in die stofferingswerkswinkel. Onderhoud sluit die volgende in: gereelde inspeksie, masjiene met draaiende of bewegende dele wat wrywing ervaar, baat by smering en sommige masjiene benodig olie om behoorlik te werk. So die volgende masjiene, die industriële naaldwerkmasjien, die tafelstaag, kramgeweer, spykergeweer, staanboor, figuursaag, kompressor, boor. Al hierdie het bewegende dele wat metaal teen metaal is en wat olie benodig. Vervanging van gebroke of strompdele, herstel van die masjien indien moontlik en gereelde diens van jou masjien. Stofferingsgereedskap. Nou dit is eers 'n illustrasie, dan die naam, dan die gebruik en dan waarop jy dit gebruik, metaal, hout ensovoorts. So die ystersaag saag deur staal, so jy gebruik dit op metaal. Die houtsaag saag hout. Die materiaalsker sny patroondeel op materiaal uit. Die materiaalmaatband meet kurwes, dit kan wees van hout of staal of materiaal. Die staaliniaal meet van lang reguit lyne, hout, staal en materiaal. Dan die winkelhak meet 90 grade hoeke, hout, staal en materiaal. Die houtpyl meet en merk hout. Die staalband meet en merk hout en staal. Langbektang verwyder gebreekte krammetjies van die raamwerk wat gewoonlik in die hout geskiet is. Dan 'n bankskroef hou hout vas om te merk, sny, boor ensovoorts. Jy kan ook staal in hom vasmaak. Dan die G-klamp en die F-klamp ons gebruik dit hoofsaaklik om stukke hout vas te hou wat ons dan inboor. Die sterskroewedraaier en die platpunt gebruik ons om skroewe in en uit hout of staal te draai. Kramverwyderaar verwyder krammetjies in die houtraam. Die bytel verwyder klein stukkies hout. Die klouhamer slaan krammetjies plat in die raamwerk. So as jy geskiet het en hy staan so 'n bietjie op, dan slat jy hom net in dat hy plat is. Die houthamer gebruik ons op hout wanneer ons die raamwerk aan mekaar sit. En dan die stoffeerhamer om materiaal in plek te slaan met klein spykertjies. En 'n snytang, in Engels is dit 'n saai cutter, verwyder klein stukkies staal. Dan gaan ons aan na die stoffering toerusting toe, nou 'n pneumatiese kramgeweer. Dit gebruik ons om sponsie materiaal aan die raamwerk vas te maak.
Die boor, ons boor gate in hout of stol of selfs in die muur. Die staanboor gebruik ons vir gate te boor in hout en stol. Die figuursaag sny hout in verskillende groottes en vorms. Die handskiermasjien skier growwe en gevlekte hout weer glad. Dan die naaldwerkmasjien en die industriële naaldwerkmasjien stik materiaal aan mekaar. Die industriële masjien kan wel dikker stukke materiaal aan mekaar stik. Ons beweeg dan na nommer 4 toe. Afmetings begin altyd by die 0. So jy sal sien 'n liniaal het gewoonlik 'n ekstra stukkie voor die 0. Jy begin nie op die punt van die liniaal nie, maar jy begin by die lyntjie waar die 0 staan en dan meet jy van daar af. Op die tweede prentjie sal julle mooi sien die verskil tussen 'n sentimeter en 'n millimeter. So die klein lyntjies, die spasie tussen twee klein lyntjies is 1 millimeter en die spasie tussen 10 van daai klein lyntjies is 'n sentimeter. Nou meetgereedskap. In die tabel is dit eers die naam van die toerusting, dan 'n illustrasie daarvan en dan waarvoor ons dit meestal gebruik in die sentrum. So die staalmaatband meet ons groot stukke hout mee. Ons gebruik gewoonlik meter. Die materiaalmaatband meet kurwes en jy kan meet in millimeter, sentimeter of meter. Dan 'n naaldwerkmeter is vir klein lengte soos nate en some. En ons meet dit in sentimeter en millimeter. Dan 'n staalliniaal om spons en materiaal te merk om te sny. En daar meet ons sentimeter, millimeter en selfs meter. Dan die winkelhaak gebruik ons om spons en materiaal te merk vir sny, om seker te maak dat die hoeke 90 grade is. Berekeninge. So, ons kyk eers na die omskakeling van millimeter na sentimeter en sentimeter na millimeter. As jy daar kyk na die sirkeltjie en die pyltjies, wanneer jy van millimeter na sentimeter toe gaan, deel jy deur 10 en wanneer jy sentimeter het en jy wil millimeter toe gaan, dan maal jy met 10. Ook belangrik, ons doen oppervlakte. Oppervlakte is lengte maal breedte. Jy moet altyd die woordjie skryf, die formule skryf. Oppervlakte is gelyk aan lengte maal breedte. Dan skryf jy die twee afstande. Hierso is die lengte 3 cm en die breedte is 8 cm. Jy maal dit met mekaar en die antwoord wat jy kry, hier is dit 24. As daar is dit centimeter of meter of millimeter is, dit moet vierkante centimeter, vierkante millimeter en vierkante meter wees. En ons dui dit onder daai klein 2 wat ons bo aan hierdie centimeter, millimeter of meter skryf. Dan 6 kyk ons na die stappe van herstoffering. So wanneer ons 'n stoel vat wat klaar gestoffeer is en ons gaan dit nou oordoen. 1, jy verwyder die ou materiaal en spons. 2, dan maak jy die raamwerk skoon en jy skuur dit. 3, jy vernis en verf waar dit nodig is. 4, jy maak die nuwe spons vas met die pneumatiese kramgeweer. Dan maak jy die nuwe materiaal vas met die pneumatiese kramgeweer. En dan maak jy dekoratiewe stofferingsspykers vas met 'n stofferingshamer. Laaste is tegniese tekeninge. Soos julle kan onthou, jy kry 'n 3D tekening. Dit is wanneer jy meer as een sy kan sien, so jy kan sien hoe lyk iets, miskien van voor af en van bo af en van die kant af. En dan wil ons weet hoe sal daai ding lyk net van 'n sy aansig. So jy sien die produk direk van die sy af, as jy onder na daai 4 prentjies van die stoel kyk. Die vooraansig, jy sien glad nie die kant of die rugkant of die bokant nie. Die agteraansig, jy sien glad nie wat voor aangaan nie en dan bo, jy weet nie hoe die stoel onder lyk nie. Baie sterkte julle.